Daar is sy. Goeiemôre vriende. Welkom by vanoggend se opstandingsdiens. Jesus het opgestaan en hy lewe en vandag vier ons as 'n geloofsfamilie saam die dag van die eerste dag van die nuwe lewe wat ons in Jesus Christus het. Onthou, vandag is die rede waarom ons kerk hou op 'n Sondag. Julle sal onthou, ek het al gereeld vir in die verlede ook gesê, ons as Christene vier nie die Joodse Shabbat nie. Dis hoekom ons nie 'n Sabbatdag op Saterdag vier nie. Ons kom as gelowiges by mekaar op 'n Sondag, want dis die opstandingsdag van Jesus Christus. Daarom is 'n Sondag ook nie die einde van ons week nie, maar die begin van ons week, die eerste dag van ons week. En vandag op 'n baie besondere wyse op hierdie Paasnaweek word ons herinner daaraan dat Jesus het opgestaan en hy lewe. My gebed vir elkeen van julle wat vanoggend hier is dat julle vanoggend 'n besondere ontmoeting met die Here sal hê. En van hier af sal huis toe gaan met nuwe hoop, nuwe blydskap, nuwe vreugde wat ons het omdat Jesus opgestaan het en hy lewe. Daarom wil ek sommer aan die begin van die diens vir elkeen van julle vanoggend groet in die naam van die opgestane Here Jesus Christus. Die een wat sit aan die regterhand van God en regeer, wat koning van konings is, die naam bo alle name is. Amen. Liewe gemeente, vriende, voordat ons wegspring, moet ek daarom vir julle sê ook, vir die van julle wat saam met ons by die sonsopkomsdiens was vanoggend, wat 'n besondere ervaring en geleentheid was dit nie, om te sien hoe ons as 'n dorp en 'n gemeenskap hier op die vlakkie by die kruis die Here saam aanbid. Wat 'n besondere geleentheid was dit nie. En ek wil sommer aan die begin van die diens net sê, so Paasnaweek se dienste, sit baie ure se beplanning en voorbereiding en baie ure se werk dan ook in. En ek wil sommer net van my kant af vanoggend aan die begin van die diens baie dankie sê vir elke persoon wat bygedra het tot hierdie Paasnaweek in ons gemeente. Vir Dion en Darelde agter by die klank, ek sê altyd die mees ondankbare werk in 'n gemeente of enige plek is 'n klankman, maar die klank is nooit vir almal reg nie. Daar's altyd iemand wat nie lekker is, die klank is te hard of die klank is te sag of te hierdie. Maar baie dankie vir julle wat altyd op julle pos is daar by ons en vir julle aandeel hier by die Paasdienste dan ook. En vir ons estetika span. Julle sal gesien het elke Sondag as jy by die kerk instap, dan lyk dit anders te hier voor en daar in die voorportaal, en dit gebeur nie sommer net van self nie, en dit is so lekker vir my om as dominee te weet, daar's 'n span mense wat sorg dat dit alles gebeur dan ook. So vir elke een wat op een of ander manier 'n aandeel het in hierdie naweek se Paasdienste, baie dankie vir elkeen van julle. Ek glo die Here se hart is bly oor dit wat hier in ons gemeente gebeur, in ons gemeenskap gebeur, en waar daar vandag oral reg oor die wêreld kinders van die Here bymekaar is en sy opstanding vier dan ook. Met dit in gedagte wil ek vir ons vanoggend se diens begin deur 'n teksgedeelte te lees. In Markus 16 vers 1 tot vers 8 lees ons. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. En hulle het vir niemand anders daarvan gesê nie, want hulle was bang. Liewe gemeentevriende, as ons hierdie woorde lees, is daar so twee dinge wat vir my uitstaan van hierdie gedeelte, wat ek ook vanoggend raak gelees het in my persoonlike stilte tyd.
En dit is die woorde wat die engel vir die Maria's gegee het en gesê het, kyk, Jesus is nie hier, hy het opgestaan. En gaan na Galilea toe, hy gaan julle daar ontmoet, soos hy vir julle gesê het. Julle sien, Jesus se opstanding is die bewys daarvan dat Jesus is wie hy sê hy is. En dat hy gedoen het wat hy beloof het hy sal doen. Toe Jesus die mense geleer het oor God se wil, toe Jesus vir hulle God se Vaderhart gewys het, toe Jesus vir die mense gesê het, hy is die Messias, die redder, die verlosser, het baie begin twyfel toe hulle gesien het, Jesus is gekruisig. Toe Jesus voor hulle oë sterwe, toe wonder hulle, was hy dan wie hy gesê het, hy is? En in hierdie woorde sê die engel, hy het opgestaan, hy het vir julle gesê hy gaan opstaan. Jesus is getrou aan sy woorde en sy beloftes. En die engel het nie net vir die Maria's gesê, luister wat ek vir julle sê nie. Hy het vir hulle gesê, kom kyk, kom sien self. Kom sien met julle eie oë dat Jesus opgestaan het. En vanoggend is dit my gebed dat ek en jy nie ook net die storie van Jesus se opstanding sal hoor nie. Die uitnodiging vir my en jou is ook, kom kyk, kom sien self. Hy het opgestaan, hy lewe, hy het gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. En daarom kan ek en jy, maak nie saak in watter seisoen van ons lewe ons is nie. Maak nie saak hoe dit met jou vanoggend gaan nie, kan ek en jy vas en seker weet. Jesus het opgestaan, hy lewe, en daar is lewe in hom. Vriende, daarom wil ek vir julle vra om saam met my te staan, en ons gaan die Here se naam loof en prys. Ons gaan sy naam verheerlik as die opgestane Here, en sing met alles binne ons, tot eer van Jesus Christus. Ek sien in my gees die glorie en die almag van U, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom,
is heilig, heilig, is die Heer God almagtig. Waardig is die Lam, waardig is die Lam. Ek wil net so met jou oë toestaan en die eerste herhaling van hierdie lied net in jou hart saam met my sing as 'n gebed tot eer van die Here. Ons sing dit so 'n bietjie meer gewyd as wat ons gewoond is. So luister so mooi na die breuke tussenin. Grote God, aan U die eer. Hemels is waar U regeer. Hemels is U majesteit. Heilig U geregtigheid. U wat alles sonder hou. U is ewig en getrou. Ons gaan dit nog so 2 keer saam sing. Grote God, aan U die eer. Heerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit. Heilig U geregtigheid. U wat alles sonder hou. U is ewig en getrou. Laaste keer tot eer van die Here. Grote God, aan U die eer. Heerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit. Heilig U geregtigheid. U wat alles sonder hou. U is ewig en getrou. Amen. Ons kan ons sitplekke inneem. Wat 'n voorreg is dit nie om die Here se naam so te kan loof en prys as gelowiges, om so sy lewe en opstanding te vier nie. Ons het nou die Here gedien met ons lofsange. Kom ons dien die Here nou verder met ons dankoffers. Uit dankbare harte gegee vir wie hy is. Vader, ons eer U, Vader, ons loof U, in die naam van Jesus. Vader, ons eer U, Vader, ons loof U, in die naam van Jesus.
Vader, ons loof U in die naam van Jesus. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U in die naam van Jesus. My siel roep uit, loof die Heer. My siel roep uit, loof die Heer. Want U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, Abba Vader, om aanbid te word. U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, om aanbid te word. Gemeentevriende, ons gaan vanoggend verder lees uit dieselfde gedeelte van Vrydag, 2 Korintiërs hoofstuk 5, daarvan vers 11 af. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here, gaan ek vra dat die sanggroep vir ons na vore sal kom en vir ons 'n lied gaan sing waarna ons kan luister, ook 'n lied wat vir ons juis ook vertel van die opstanding van ons Here Jesus Christus. Toe hy sê dit is volbring, sterf God sien die dag word nag. Al ons skuld het hy gedra, en hy sterf op Golgotha. Maar die dood hou hom nie vas. Hy kom lewend uit die graf. Christus spreek die laaste woord. Dit word oral gehoor. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Die dood is dood. 'n nuwe dag breek aan. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Hy leef, my Jesus leef. Halleluja, hy het oorwin. Die mag van sonde is gebreek. Verspreid die woord, hy het opgestaan. Laat die kerk van Christus sing. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Die dood is dood. 'n nuwe dag breek aan. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Hy leef.
is op die weg gespoor. Niks staan tussen God en ons. Jesus het die dood oorwin. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Die dood is dood, 'n nuwe dag breek aan. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Hy leef, Jesus leef. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Die dood is dood, 'n nuwe dag breek aan. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Hy leef, Jesus leef. Hy leef, Jesus Tweede Korintiërs hoofstuk 5. Ons tema vir ons Paasnaweekdienste weer eens is van sy kruis na my kruis. En Vrydag het ons stilgestaan by die kruis wat Jesus Christus gedra het vir ons. En vandag gaan ons nou hoor dat Jesus nou vir my en jou sê, maar as jy my wil volg, wat moet ons doen? Tel nou op jou kruis en volg my. En dis iets waarna Paulus verwys in hierdie brief aan die gelowiges in Korinthe. Paulus sê dit net so klein bietjie anders. Lees dit asseblief saam met my. Julle kan die woorde daar vir ons op die skerm sit, asseblief. 2 Korintiërs 5, daarvan vers 11 af. Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken, dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. In hierdie woorde hoor ons iets van die hart, van die betekenis van die kruis van Jesus en die impak van die kruis van Jesus. Een het vir almal gesterf, daarom het almal gesterwe, sodat ons ook saam met hom kan lewe. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Luister baie mooi, vriende. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen.
Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God, vrygespreek kan wees. En vriende, ons het gehoor by Vrydag se diens, dat daardie laaste woorde wat ons gelees het, letterlik vertaal in die Griek sê, God het vir Jesus wat sonder sonde was, nie 'n sondaar gemaak nie, hy het Jesus sonde gemaak. So al ons, daardie dinge wat ons op die blaadjies geskryf het, ons sonde, die dinge wat verkeerd is in ons lewe, God het Jesus dit gemaak, en ons sonde aan die kruis gespyker, sodat ons van ons sonde vrygemaak kan word. Paulus skryf in hierdie woorde dat ons deur Jesus met God versoen is. Nou ons moet een ding mooi verstaan, dat versoen en vergifnis is nie dieselfde nie, maar hulle loop saam met mekaar. Daar kan nie versoening plaasvind sonder vergifnis nie. Maar vergifnis beteken ek is vergewe, ek is skoon gewas, die prys is betaal. Versoening beteken God het nou hierdie verhouding wat stikkend was, genees. Daar waar daar nie meer 'n verhouding was nie, is die verhouding nou herstel, is die verhouding gesond gemaak. So vergifnis raak ontslaaf van alles wat in die pad staan van hierdie verhouding. Ons sonde, ons gebrokenheid, ons bekommernis, dit wat verkeer het, wat ons verhinder het om by God uit te kom, het God vergewe. Dit is nie meer daar nie, dit staan nie meer in die pad van ons en God nie. En daarom kan daar nou weer 'n verhouding tussen ons en God plaasvind. Ek wil dit so verduidelik. Het dit al ooit met julle gebeur dat iemand onverwags by jou kom kuier het en hulle betrap jou terwyl jy besig is, jy's nou net klaar geverf en van die tuin gewerk en jy lyk regtig nie goed nie. Of iemand het bietjie vroeër by jou huis kom kuier as wat jy verwag het en jy's nog in jou pyjamas en jou hare staan nog so en jou tande is nog nie geborsel nie. En wat is die onmiddellike ding wat ons gewoonlik vir iemand sê? Hoorie, askies, verskoon hoe ek lyk. Welkom, maar verskoon hoe ek lyk. Laat ek wil nie gou iets anders te gaan aantrek asseblief. Hoor. En die mense is nie anders te aantrek. Jy gaan borsel met tande, jy sit jou make-up aan, jy maak jou hare reg, want ons moet tog net ordentlik lyk wanneer iemand by ons is. En die woord sê vir ons, as gevolg van sonde, as gevolg van ons eie sondige begeertes, kon ons nie by God uitkom nie, want jy kan nie vuil, gebroke, vuil vol kolle in die teenwoordigheid van 'n heilige God kom nie. Dis hoekom die oomblik toe die Here vir Petrus roep om sy disipel te wees, was Petrus se eerste reaksie: Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondaar. Here, ek is vuil. Here, ek is nie waardig om in u teenwoordigheid te kom nie. Dis hoekom in Jesaja lees ons ook, waar Jesaja hierdie visioen sien van God in sy hemeltroon, en dan word daar gesing deur die engele, heilig, heilig, heilig. Dan sê Jesaja, dit is klaar met my, want ek is 'n sondaar, ek lyk nie mooi nie, ekskuus, verskoon hoe ek lyk, Here. Maar deur dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, is ons skoon gewas, het ons nuwe klere gekry, is ons nie meer vuil nie, maar is ons geheilig, gereinig deur die bloed van Jesus Christus. En daarom kan ons met vrymoedigheid na God toe kom. Soos die Hebreërs skrywer vir ons sê, daarom kan ons met vrymoedigheid in die genadetroon van God nader. God sien nie meer ons vuil en ons skande en ons sonde en daardie ding wat jy op hy blaadjie neergeskryf het nie. Dit is betaal. Dit is begrawe. Dit bestaan nie meer nie. Dis nie meer relevant tot jou lewe nie. God kyk nie na jou en sien jou vuil of jou skande of jou seer raak nie. As hy na jou kyk, sien hy iemand skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. En daarom kan ek en jy met vrymoedigheid na God toe kom, want ons is vergewe en met God versoen. Maar nou kom die Here en hy sê vir ons in sy woord, ek het my kruis vir julle gedra, sodat julle met my Vader versoen kan wees. En nou stuur ek julle om die boodskap van versoening nou in hierdie wêreld te gaan uitleef. Ek stuur julle nou om boodskappers van hierdie boodskap te wees. Ek roep julle, tel op jou kruis en volg my.
Julle sien vriende, Paasnaweek het nie sy volle doel bereik as iets nie in ons verander nie. Want dit is baie lekker om op Goeie Vrydag te hoor, my sondes is vergewe, my skuld is betaal, die prys is betaal, ek is skoon gewas, ek het nuwe storie, maar niks verander in my lewe nie, niks gebeur in my lewe nie, ek word nie tot beweging gebring in my lewe nie. Maar dis nie die volle storie van Paasnaweek nie. Die volle storie is, danksy Goeie Vrydag is die oue verby, maar Jesus het opgestaan en die nuwe het nou gekom en daar wag nou 'n nuwe lewe saam met hom. Daarom sê Jesus, die ou mens is saam met Jesus gekruisig, sodat jy nou as 'n nuwe mens saam met Jesus kan opstaan en nuut kan lewe. Tel op jou kruis en volg my. Vriende, julle gaan vanoggend aan die einde van die diens geleentheid kry, om soos wat julle Sondag vorentoe gekom het en julle papiertjies by die kruis kom neerlê het. Aan die einde van die diens gaan elkeen van julle geleentheid kry om vorentoe te kom en een van hierdie klippies te vat. En saam met jou huis toe te vat. En vir jou iewers te gaan neersit as 'n daaglikse herinnering van sy kruis na my kruis. Tel op jou kruis en volg my. Maar hierdie klippie gaan jou ook help om iets te verstaan van wat die woord bedoel met julle is nou die boodskappers van hierdie versoening. Julle is nou die mense wat van ander moet vertel van dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En die eerste ding wat ek vir julle wil leer vanoggend, en wat die woord vir ons baie duidelik sê, is ons as Christene moet nooit dink dat om 'n getuie van Jesus in hierdie wêreld te gaan wees, is om nou in hierdie wêreld in te gaan en vir almal te gaan vertel hoe vuil en swak en sondig hulle is nie. Hierdie klippie is nie gemaak om ander mee te gooi nie. En ons doen dit soms so maklik. As mens dink aan die skrifgeleerdes en die fariseërs in die Bybelse tyd, daardie vrou wat op oorspel betrap is, wat sê Jesus vir hulle? Laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip optel en gooi. En toe kon niemand van hulle nie. En Jesus sê toe vir haar, mevrou, ek oordeel jou ook nie, maar gaan nou en sondig nie meer nie. Julle sien vriende, hierdie klippie is nie sodat ek en jy in hierdie wêreld kan ingaan en vir almal kan gaan dreig met die hel nie. Dit was vir baie keer die benadering vir baie kinders van die Here. Ons wil mense tot bekering bring deur vrees vir die hel. En daardeur wil ons vir hulle vertel, as jy nie nou tot bekering kom nie, as jy nou hierdie laat staan nie, as jy nie jou hart vir die Here gee nie, dan gaan jy brand in die hel en ek wil hê jy moet hemel toe gaan. Dit was vir baie lank die fokus van evangelisasiemetodes. En so het mense tot bekering gekom, maar meer uit vrees vir die hel as uit liefde vir die Here. Hierdie klippie is nie gemaak om ander mee te gooi nie. Hierdie klippie wat jy vandag ontvang, is sodat jy dit in jou hand kan hou en die gewig hiervan kan voel. En besef dat jou redding, jou verlossing, die blote feit dat jy 'n kind van die Here genoem mag word, is 'n gewigtige saak. Dit het 'n duur prys gekos. Jesus se lewe aan die kruis. En vriende, as Jesus vir ons sê dat julle is nou die draers van die boodskap van versoening in hierdie wêreld, beteken dit Jesus sê vir ons, vat jou stuk en daai papiertjie wat jy kom neergooi het Vrydag, daardie papiertjie waarvoor ek aan die kruis gesterf het, gaan deel dit met ander. Gaan na ander toe en sê vir hulle, weet jy wat? As jy nog nie die Here ken nie, ek wil vir jou 'n storie vertel van iemand wat op 'n stadium verlore was. Iemand wat moedeloos was. Iemand wat raad op was. Iemand wat stikkend was. Iemand wat gebroken was. Iemand wat op 'n stadium selfs in sy geloof begin twyfel het. Iemand wat begin wonder het of die Here omgee, of die Here hoor, of die Here raak sien. En iemand vir wie Jesus sy hele lewe verander het. Iemand wat ten spyte van sy gebrokenheid 'n verlosser ken wat hom liefhet
net soos wat hy is. Daardie iemand is ek. Julle sien vriende, ons wen nie harte vir die Here deur in hierdie wêreld in te gaan en vir ander te vertel hoe sleg hulle is nie. Ons wen harte vir die Here wanneer ons in hierdie wêreld ingaan en sê, weet jy wat, ek is net so gebroken soos jy. Ek worstel net soos jy. Ek raak ook bang. Ek raak ook moedeloos. Dit voel vir my asof my gebede ook nie altyd geantwoord word nie. Ek worstel ook met waarom slegte dinge met goeie mense gebeur en goeie dinge met wat vir ons volgens ons wêreldse oë na slegte mense lyk. Ek stoei ook, ek worstel ook. Maar weet jy wat, ek wil vir jou vertel, dat ek ontdek het dat daar iemand is wat my so liefhet, dat hy sy lewe vir my in die kruis gegee het. En danksy dit wat Jesus vir my gedoen het, kan ek 'n kind van God genoem word. Of vir ander in hierdie wêreld te gaan vertel, dit kom glad nie van myself af nie. Ek kon dit nie self doen nie. As ek van myself afgehang het, het ek net nog verder droog gemaak soos wat ek doen. Alles wat goed is in my, alles wat goed en rein en heilig is aan my, kom van God af, glad nie van myself af nie. En ek wil vir jou vertel van 'n God wat jou ook so liefhet. Dis die boodskap van versoening. Die boodskap van versoening is om na die wêreld toe te gaan, na iemand wat die Here op jou pad stuur, en vir hulle te vertel van 'n God wat hulle so liefhet, dat hy sy seun in 'n kruis laat sterf het, terwyl hulle nog sondaars is, sonder dat ons dit verdien, terwyl ons nog twyfel, terwyl ons nog stoei, en al maak ons soms droog, het die Here nooit sy rug op ons gedraai nie, gaan die Here nooit sy rug op ons draai nie, is daar niks of niemand wat ons ooit van die liefde van God kan skei nie. Dis die boodskap van versoening. Die boodskap van versoening is net soos wat ek en jy Vrydag gehoor het, dat al verdien ons dit nie, ten spyte van die feit dat ons dit nie verdien nie, het God ons nog steeds met hom versoen. Hy het die keuse gemaak, hy het ons vergewe, hy het ons nog 'n kans gegee, hy het ons lief ten spyte van. En die woord sê vir ons, gaan vertel julle daai boodskap nou aan ander. Gaan vertel dit vir daardie kollega van jou by die werk wat vloek soos 'n matroos. Gaan vertel dit vir daardie pel van jou wat sy begroting elke maand in die eerste week nadat hy salaris gekry het al klaar uitgedrink het. Gaan vertel dit vir daardie ateïs vriend of vriendin van jou. Gaan vertel dit vir die ene wat ontrou is en rondloop. Weet jy wat? Ek oordeel jou nie. Ek wil vir jou dood eenvoudig vertel. Al is dit nie reg wat jy doen nie, al stem ek nie daarmee saam nie, Jesus, die Here is lief vir jou. Ek wil vir jou vertel van 'n God wat my lief het, al verdien ek dit nie, en hy is net so lief vir jou, en hy wil jou ken, en hy begeer 'n verhouding met jou. Dis die boodskap van versoening. En vriende, dis ook nie my en jou verantwoordelikheid om iemand te oortuig om dit te aanvaar nie. Paulus skryf in hierdie brief, Paulus sê, ons dring by julle daarop aan, aanvaar hierdie boodskap. Ek en jy is nie verantwoordelik of iemand anders dit aanvaar of nie, ons is net verantwoordelik om die boodskap vir hulle te bring. En nie met 'n preek nie, nie met mooi Bybelstories en antwoorde nie, maar met jou papiertjie wat jy Vrydag hier ingesteek het. Om vir hulle te sê, dit is my storie. En ek het 'n God ontmoet wat my liefhet. En ek wil hê jy moet hom ook ken. Dis 'n gewigtige saak hierdie. Dis nie 'n maklike opdrag nie. Dis nie altyd maklik nie, inteendeel dit gaan baie moeilik wees. Maar omdat Jesus eers sy kruis vir ons gedra het, sê hy vir ons, tel nou op jou kruis en volg my. Maar julle, daar's nog 'n verdere betekenis aan hierdie klippie. Hierdie klippie herinner vir my en jou, met hierdie kruisie op, dat om ons met God te versoen, het Jesus se lewe gekos. Dit het 'n opoffering geverg.
Jesus het nie net 'n bietjie 'n opoffering gemaak nie, hy het homself geoffer sodat versoening kan plaasvind. En behalwe om in hierdie wêreld in te gaan en vir ander mense van God te vertel, as draers van versoening stuur die Here ons ook in hierdie wêreld in om verhoudings wat gebroken is te gaan regmaak. Om nie net ons verhouding met God te herstel nie, om nie net vir ander mense vertel dat hulle verhouding met God gesond moet word nie, maar onvermydelik wanneer ons besef dat ons met God versoen is, dan besef ons dat Jesus roep ons om nou ook met ander mense te gaan versoen. En hier raak dit moeilik. Want waarom moet ek gaan versoen met iemand wat dit nie verdien nie? Waarom moet ek 'n verhouding gaan probeer regmaak met iemand wat my nog net seer gemaak het? Waarom moet ek die eerste stap neem? Waarom moet ek die een wees wat vergewe? Dis mos te veel gevra. Is dit? Is dit nie presies wat die Here vir my en jou gedoen het nie? Het die Here nie sy seun vir ons aan die kruis laat sterf nog voordat ons jammer gesê het nie? Het Jesus nie sy seun aan die kruis laat sterf ten spyte van die feit dat ons dit nie verdien het en nog steeds nie verdien nie? Is God nie die een wat ons nog steeds lief het, selfs al voel dit partykeer vir ons elke dag van ons lewe asof ons alles in ons vermoë doen om vir hom te probeer bewys dat ons hom nie dien nie? Ten spyte van ons gebreke, ten spyte van ons foute, ten spyte van ons tekortkominge, is God 'n God van liefde en hy bly lief vir ons en ons is deur Christus met homself versoen. En die Here stuur ons in hierdie wêreld in, nie met 'n maklike boodskap nie. Dis hoekom dit 'n opoffering genoem word. Dit is hoekom dit 'n kruis genoem word. Dis hoekom Jesus sê, elke een wat my volg, moet sy lewe neerlê en my volg. En almal van ons wat vanoggend in hierdie diens sit, weet van 'n verhouding eers wat gebroken is. 'n verhouding wat stikkend is. En as kinders van die Here, mag dit nooit vir ons 'n ligte saak wees nie. Dis hoekom Jesus vir ons geleer het om te bid. Vergewe ons oortredings. Hoe? Soos ons ander vergewe wat teen ons oortree. En dan daardie verskriklike harde woorde wat ek as 'n dominee en baie dominees so graag op 'n ander manier probeer interpreteer, maar daar is nie 'n ander manier om dit te interpreteer nie. Jesus sê, want as julle ander vergewe, sal ek julle vergewe. As julle ander nie vergewe nie, sal ek julle nie vergewe nie. Want dit werk nie so dat julle die geskenk wil hê, dat julle die genade wil hê, dat jy die belofte wil hê, maar daar nie jou eie kruis optel en my volg nie. Soos ek vir julle gedoen het. As julle my hande en voete in hierdie wêreld is, moet julle dit nou ook gaan doen. En daarom as kinders van die Here, as ek weet, my verhouding met my man of my vrou, of met my kinders, of met 'n vriend of 'n vriendin, is op onvaste grond, dan doen ek alles in my vermoë om dit reg te stel. Dan is dit nie vir my 'n ligte saak nie. Dan is dit nie maar 'n ding van, weet jy wat, dis nou maar die lewe en dis hoe dit is nie. Dis 'n ernstige saak. Dis 'n dringende saak, want my roeping van die Here Jesus Christus af is wees 'n draer van versoening. As daar foute gemaak is, vergewe mekaar. As daar 'n verhouding is wat stikkend is, doen alles om dit reg te maak. As jou drankgebruik die rede is vir daardie verhouding, los dit. As daar 'n gewoonte is wat jy aangeleer het, wat daartoe bydra dat hierdie verhouding nie geherstel nie, los dit. Doen wat nodig is om hierdie verhouding te herstel, dat julle met mekaar versoen sal word, soos wat Jesus ons met God versoen het. Op hierdie punt is dit belangrik dat ons hierdie volgende ding vir mekaar ook sê. Maar die vraag is natuurlik, wat doen meneer Jaco? Waar trek 'n mens die streep? Is dit moet ek dan die hele tyd in daardie mishandelde verhouding bly? Is dit die Here se wil dat ek die hele tyd bly met iemand wat my afbreek en afkraak? Is dit dan nou moet ek elke keer maar net vergewe en iemand se slaansak wees? Nee.
Hoe werk versoening? Jesus vergewe ons. Omdat hy ons vergewe, is daar nie meer iets wat in die pad staan van ons om by God te kom. God sê, ek soek 'n verhouding met jou. Maar God sê vir ons, as jy 'n verhouding met my wil hê, moet jy breek met jou ou lewe. Nie meer so maak nie. En heilig lewe. En vir die een wat besluit om dit nie te doen nie, sê Jesus, daar gaan 'n dag wees wanneer ek terugkom, wat ten spyte van wat ek vir jou gedoen het. Omdat jy dit nie jou eie gemaak het, en deur my kruis verander is nie, gaan ek vir jou moet sê, ek ken jou nie. Vergifnis en versoening skep 'n ruimte waar genesing kan plaasvind. En as kinders van die Here moet ons altyd bereid wees om die eerste stap te neem soos Jesus het. Maar op die ander persoon rus daar ook 'n verantwoordelikheid om daardie versoening te aanvaar en te sê, dankie dat jy my vergewe het. Wat kan ek van my kant af doen om hierdie reg te maak? En as daai nie gebeur nie, skud die stof van jou voete af en beweeg aan. Die Here roep vir my en jou om as mense wat glo in die feit dat Jesus opgestaan het in lewe, mense te wees wat nou draers van versoening in hierdie wêreld gaan wees. Tel op jou kruis. Vat jou klippie vandag saam met jou huis toe as 'n herinnering vir wat Jesus vir jou gedoen het. Maar laat jouself verander deur dit wat Jesus vir jou gedoen het. En dra nou daai boodskap uit in hierdie wêreld. Gaan vertel vir ander van versoening, gaan getuig oor versoening, gaan leef versoening. Want dit is wat Jesus van my en jou vra. Hoe sal ons weet of iemand regtig 'n kind van die Here is? Jy sal hulle sien by die huis, in hulle huwelik, by die skool, by die werk, in die winkel, in die strate van ons dorp, besig om hulle kruis op hulle skouer te dra, soos Jesus gedoen het. Van sy kruis na jou kruis. Tel hom op en volg die opgestane Here. Kom ons bid saam. Here, vandag op hierdie opstandingsdag wil ons vir U dankie sê dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Maar Here, dat dit nie die einde van die storie was nie, maar dat U opgestaan het en lewe. En Here, omdat U opgestaan het en lewe, is daar vir ons nuwe hoop. Is daar vir ons blydskap, is daar vir ons vreugde, is daar vir ons nuwe lewe, is daar vir ons vergifnis, genesing, Here. Ja, Here, dankie dat ons nie hoef te veg vir oorlewing nie. Dankie dat ons nie hoef te wonder of die oorwinning gaan plaasvind nie. Here, U het klaar oorwin en ons leef vanuit die oorwinning van Jesus Christus. Here, baie dankie dat U aan 'n kruis gesterf het sodat ons vergewe kan wees en met God versoen kan wees. En nou bid ons, Here, dat U deur die Heilige Gees ons sal help om daardie boodskap van versoening in hierdie wêreld in te dra. Here, U gaan ons moet help. Ons vra dat U deur die Heilige Gees ons sal help, want dit is nie vir ons maklik nie. Maar Here, ons weet dis wat U ons roep om te doen. Ons weet dit is wat U wil is vir ons lewe. En daarom bid ek vanoggend, Here, dat U vir my en elkeen van ons wat vanoggend hier is, deur die Heilige Gees sal lei om boodskappers van versoening te wees, Here. Help ons om vir ander die boodskap te gaan vertel van 'n God wat ons liefhet, al verdien ons dit nie. En van 'n God wat 'n verhouding begeer met ons as mense. En Here, daar waar daar stikkindheid en gebroke verhoudings is, help ons om dit te gaan herstel, om te vergewe, soos U ons vergewe het. Ja, Here, ons wil ons kruise optel
en U volg waar U ons ook al lei. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou staan en dan gaan ons as 'n slotlied juis nog steeds Jesus se opstanding vier met die baie bekende lied Jesus die oorwinnaar. Ons moet onthou na Jesus se opstanding was dit ook nie die laaste storie nie. Na Jesus se opstanding het Jesus opgevaar en hy sit aan die regterhand van God. Jesus regeer. Hy is die koning van die konings. Hy is die oorwinnaar en ons leef vanuit sy oorwinning. Kom ons sing dit tot eer van die Here en daarna bly ons staan vir die uitspreek van die seën.
Kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Liewe gemeentevriende, ek gaan weer eens vir ons voorgaan en dan herhaal ons die seën agter my aan, so seën ons mekaar. En nadat ons die seën van die Here ontvang het, elkeen van julle op julle eie tyd, kom haal julle klippie hier voor by die kruis. Moenie sommer net verdwyn nie, lekker koffie hier buite, by die koffiewaandjie hier buite. Kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag van die Heilige Gees met jou wesen bly. Die Here seën jou. Gaan wees 'n seën vir ander. Amen. Hy sê dit is volbring. Sterf God sien die dag word nag. Al ons skuld het hy gedra en hy sterf op Golgotha. Die dood hou hom nie vas. Hy kom lewend uit die graf. Christus spreek die laaste woord. Dit word oral gehoor. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Die dood is dood, 'n nuwe dag breek aan. Hy het opgestaan, hy het opgestaan. Hy leef, my Jesus leef. Halleluja, hy het oorwin. Die mag van sonde is geweer. Versprei die woord uit opgestaan. Laat die kerk van Christus sing. Hy het opgestaan, hy het opgestaan. Die dood is dood, 'n nuwe dag breek aan. Hy het opgestaan, hy het opgestaan. Hy leef, my Jesus leef. Deur sy lewe leef ons nou. Daar is ook die weg gesoek. Niks
staan tussen God en ons.